Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Ons is besig met 'n nuwe reeks wat ons vandag gaan begin wat handel oor aan die voete van Jesus. Baie welkom hier by Uit die Woord Digitaal se baie besondere reeks oor hierdie tema. Mag die Here vir jou seën in die volgende klompie dae wat voorlê, wanneer ons oor hierdie tema saam gaan gesels vanuit die Here se woord. En my bede is dat die Here jou hart sal open en in jou lewe sal werk deur die Heilige Gees om hierdie boodskappe ryklik in jou lewe te seën. Kom ons word vanmôre stil voor die Here en ons open met gebed. Vader, baie dankie dat ons vanmôre U naam kan aanroep in gebed. En U kan loof en prys en aanbid as die enigste ware God. Dankie dat U deur die Bybel met ons praat en U wil aan ons daarin kom bekend maak. Open ons harte vandag vir U woord en bevestig self hierdie waarhede in ons lewens deur die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Lukas hoofstuk 10. Ons lees vers 38 tot 42. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Liewe vriende, ons lewe in 'n ongelooflike, gejaagde en besige wêreld. Daar is byna te min tyd in elke dag vir ons om alles te doen wat ons graag wil doen en net om by alles uit te kom wat noodsaaklik is. Met die gevolg dat in hierdie gejaagde wêreld ons dikwels nie meer stil word aan die voete van ons Heiland Jesus Christus nie. Nou in ons teks van vanmôre sien ons dat Jesus in verskillende dorpe gekom het en op 'n stadium in 'n dorp gekom het waar hy 'n vrou ontmoet het met die naam van Martha en haar suster Maria. En hy was daar by hulle om te gaan eet, om tuis te gaan daar by hulle. Martha wou graag vir haar gaste net die beste voorsit. Sy was baie bedrywig en besig daar in die kombuis. Maar Maria, haar suster, het by die voete van Jesus gaan sit om na hom te luister. En Martha was baie ontsteld hieroor. Here, praat met my suster. Here, sê vir haar, sy moet my kom help. Ek kan nie by alles uitkom nie. Ek het baie om te doen. En Jesus antwoord vir Martha hierdie woorde. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Wat het Maria reg gedoen? Sy het gaan stil word by die voete van Jesus. En wat het sy daar gaan doen? In vers 38 staan, sy het by die voete van Jesus gaan sit om na sy woorde te luister. Nou ek en jy in vandag se tyd, in hierdie gejaagde wêreld, in hierdie uitdagende wêreld, moet ook stil word aan die voete van Jesus. Ek en jy moet tyd maak om na ons Heiland en Verlosser se woorde te luister. En waar kry ons Jesus se woorde? Ons kry dit in die Bybel, in die woord van God.
Jy moet tyd maak, my liewe broeder en suster, om stil te word by die voete van Jesus, om na sy wil vir jou lewe te luister. In hierdie gejaagde wêreld is ek en jy besig met baie dinge. En ons sien dat Jesus ook sê ons is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar wat is die beste deel wat van ons verwag word? Die beste deel en die beste plek is om by die voete van Jesus stil te word. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek en jy kan nie al die dinge van die wêreld eerste wil stel in ons lewe, en Jesus is op ons afskeeplysie nie. Maar as ons hom eerste stel in ons lewe, en God se koninkryk eerste soek in ons lewe, dan sal die Here vir ons alles wat ons nodig het om van te lewe in oorvloed gee. Nou my liewe vriende, die volgende paar dae word ons stil aan die voete van Jesus, om na sy wil vir ons lewe te luister. Kom ons neem dit in ag. Kom ons bewaar hierdie Bybelse waarhede in ons harte. Kom ons gaan pas dit toe, soos wat die Here van ons vra. En ek glo en vertrou, dat jy ook aan die voete van Jesus sal stil word. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie nuwe dag in U naam kan begin. Ons prys U en loof U en aanbid U vir wie U is. Dankie vir hierdie boodskap vanmôre vanuit Lukas hoofstuk 10. Help ons, Here, om ook aan die voete van Jesus stil te word en na sy woorde te luister. Bevestig hierdie boodskap in ons harte deur U Heilige Gees. Bekragtig ons geloof elke dag en laat ons tot U eer lewe elke dag van ons lewe. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, tot môreoggend.